video het ons gesels oor die oorwegings wat die SPL in ag moet neem wanneer hulle addisionele personeel wil aanstel. In hierdie video kyk ons dan nou na die wetgewing wat van toepassing is wanneer die SPL 'n werkgewer word. Die Inkomstewet en Suid-Afrikaanse Inkomstediens is die eerste afdeling wat SPL in gedagte moet hou. Die SPL sal as werkgewer verplig wees om belasting van hul werknemers te verhaal. Dit behels die registrasie van die skool as 'n werkgewer met SARS. Belasting moet verhaal word na gelang van die voorgeskrewe belastingtabelle soos dit deur SARS voorgehou word. Onthou, die tipe belasting wat verhaal word bepaal deur die belastingvrystellingsdrempel. Alle belasting wat as aftrekkings verhaal word, moet aan die belastinggader of SARS oorbetaal word. As die SPL nie sy verhalings- en oorbetalingspligte nakom nie, kan dit lei tot vervolging deur SARS. Belastingverhalings moet maandeliks aan SARS oorbetaal word. Die werkloosheidsversekeringswet is die volgende een. Die SPL moet die skool registreer met die Departement Arbeid as 'n werkgewer. Die dokumentasie van toepassing vir die registrasie kan op die Departement Arbeid se webblad verkry word. Die SPL is verplig om 1% van 'n werknemer se vergoeding te verhaal as bydrae tot die werkloosheidsversekeringsfonds. Die SPL moet dan ook self 'n gelyke bydrae maak tot die fonds van 1%. Die bydrae wat die SPL maak, mag nie verhaal word van die werknemer se vergoeding nie. Die bydraes aan die WVF moet maandeliks oorbetaal word aan die kommissaris. Meer inligting, as ook die nodige vorms oor die verhaling en oorbetalings kan verkry word op die departement se webblad. Die Vaardigheidsontwikkelingswet en die heffing. As die SPL die heffing moet betaal, moet die SPL ook registreer deur die nodige vorms te voltooi en in te dien by die Departement Arbeid. Sou die SPL nie die vaardigheidsontwikkelingsheffing betaal nie, of nie aan die wetgewing voldoen of nakom nie, kan dit uitloop op die betaling van 'n boete of selfs gevangenisstraf. Die oorbetaling moet maandeliks nagekom word. Die Werkersvergoedingsfonds. Weereens moet die SPL die nodige dokumentasie en registrasievorms indien by die Departement Arbeid. Die heffings word bepaal deur die WVF-kommissaris en betaling hiervan deur die SPL kan maandeliks of jaarliks gedoen word. Die heffings word gebaseer op die jaarlikse salarisrekening van die SPL-werknemers. In die volgende video kyk ons verder na die basiese diensvoorwaardes van 'n werkgewer. Onthou nou om te subscribe tot ons Teaching Connect YouTube kanaal om al die vorige video's in die reeks te kyk en klik op die notification klokkie sodat jy onmiddellik kennis kan kry wanneer die volgende video beskikbaar sal wees. Sien julle binnekort weer.